Here, is so groot voorreg om vanoggend my stem te loods, Here, vir my en vir elke gelowige wat vanoggend inluister. Here, die wat inluister vanoggend, het 'n gawe ontvang van lewe. 'n gawe ontvang om saam hulle oë te sluit vanoggend en saam aandagtig te luister, Here, na die grootheid van God in hulle. Here, ons skaam ons nie vir die evangelie van Christus Jesus, ons Here nie. En dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, Here. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, Here, van geloof tot geloof. Maar ons weet, Here, die regverdige sal uit geloof lewe. Dis daarom, Here, dat ek vanoggend wil bid en ek wil vir elkeen bid wat vanoggend nie die gawe en die liefde en die heerlikheid van God ervaar het, want hy wat vanoggend hier hoor, het die lig van Christus Jesus en lewe ervaar. Want Here, dit is U besluit, U is die Alfa en die Omega, om op te wek, om wakker te maak of nie, Here. En daarom weet ons dat so baie het ons vanoggend ontvang. En ons is so dankbaar, Here. Maar Here, in hierdie dag wil ek graag vir elkeen, ek ken nie die situasie, Here, van elke persoon daar buite nie. Maar Here, baie goed weet ek dat ons die wapenuitrusting van God, Efesiërs 6, vers 10 tot 18, kan aantrek. En denkbeeldig en met geloof trek ons vanoggend hierdie wapenuitrusting aan. Here, ek begin by die voete. Die voete, Here, ons moet die skoene van die bereidheid om die evangelie te verkondig aantrek, Here. Soos ons sê, ons skaam ons nie oor die evangelie van Christus Jesus nie. Here, dan moet ons die waarheid vat en ons omgord in die vorm van 'n beld. Ons moet dit aantrek, ons moet dit vasmaak, Here. Die waarheid van Christus Jesus, ons Here, die Seun van God. Here, dan deur geregtigheid wat Jesus Christus vir ons gebring het, Here, deur God se groot genade, die borswapen van geregtigheid, die borsstuk trek ons aan, om hierdie belangrike ingewande te beskerm, Here. Ons kom dan natuurlik ook met geloof, en geloof as 'n skild, wat ons in ons regterhand hou om hierdie brandpyle, hierdie dinge wat die Satan so op ons afvuur, hy wat by ons wil kom om by ons te wil steel en moor en verpletter, Here, staan ons teë hierdie brandpyle met die skild van geloof. Maar Here, dan is daar nog iets groter. Dis die swaard wat tweesnydend is, Here. Here, ons weet so goed dat hierdie swaard is aan albei kante skerp. En dit handel oor die woord van God, wat ons elke dag lees, wat ons toepas in ons daaglikse lewens, en die Heilige Gees, wat ons toelaat om ons te lei, om ons trooster te wees, om ons helper te wees. Here, en dan trek ons die helm van verlossing aan, om verlos te word van al hierdie dinge, al ons sondes, al ons vorige oortredings, Here. Ons trek hierdie helm van verlossing op. Ook kan die brandpyle ons nie bereik in ons gedagtes nie, ons staan dit teen die naam van Jesus. Here, hierdie gebed, weet ek vanoggend, is 'n kragtige gebed vir iemand daar buite wat dit benodig, Here. Iemand wat dalk op 'n plek sit waar hulle voel hulle is deur die bose oorval, Here. Dalk is daar siekte vanoggend, dalk is daar tekort vanoggend. Ek bid in Jesus Christus se lieflike naam en met
ware dankbaarheid. U die Here, in die naam van Jesus. Bewaar en beskerm elke persoon. Ons maak staat op die woord waar ons sê dat Here, U het ons so lief dat U engele aangaande ons opdrag gee, om ons te beskerm en ons te bewaar. In Jesus Christus, die Seun van God se naam, bid ons dit vanoggend. Amen.